Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dit is vir my so 'n voorreg om God se woord en vandag se woorde te bring en baie dankie dat jy getrou is om in te skakel. Ons Vader kom groet jou en sê vir jou genade en baie vrede vir jou. Ons het klaar met die reeks van Dawid daar in Namibië en ons het 'n bietjie van die psalms ingevoeg. Toe ek daardeur na Makwaland gery het ek gedink, nee, ons moet dan psalms invoeg as ons oor Dawid praat. En terwyl ek so gery het ek teruggedink aan verlede keer se boodskap waar ons gepraat het oor die droom wat Dawid gehad het om 'n tempel te bou en hoe God dit soveel groter gemaak het as wat Dawid gedink het. En toe dink ek aan Ronel, my skoonsister, wat ek nou vandag hier saam ingevoer het, wat ook 'n droom gehad het, 'n lang storie het, en ons gaan so 'n bietjie terug ingaan in haar storie, en kyk hoe haar droom van 'n klein droompie ongelooflik groot geraak het. Maar jy wonder seker, hoekom sit ek hier in die hospitaal? Nou, ek het hierdie nie geskep nie, dit is regtig so, ek sit op 'n drip, in Namibië, dis nou al 2 maande terug, het 'n spinnekop my gebyt, en hier op my skeen, en ek is seker deur 12 sarsies antibiotika, en hy wou net nie regkom nie, en op die ou end het ek hier opgeland, en ek kry nou antibiotika deur die sakkies. Maar Ronel, jy ken nogals die binnekant van hierdie. Dis baie lekker, jy kry jou kos en jou tee en alles op 'n tyd. Ja, ek het gister 'n burger gehad. Jy het gister gesê, ek kan kies vir die Hilton of Paulsmoor's, maar dis die Hilton. Dis die Hilton. Dis die Hilton. Nou, Ronel, ja, dit is altyd vir my lekker om saam met jou te gesels oor die dinge. Ek en Ronel het verlede jaar saamgewerk aan 'n boek, Kanker het my lewe gered. Dit was 'n wonderlike proses en ek is so dankbaar dat ek saam met jou die proses kon deurgaan. So vandag is so 'n bietjie van 'n anderste erediens boodskap. Dit gaan oor die droom van Dawid wat hy gehad het, wat God net soveel groter gemaak het, en Ronel se droom wat net soveel groter geraak het. En dan ook hoe God op 'n manier by haar opgedaag het in die hospitaalsaal. En natuurlik ook vir jou wat daar sit, wat beteken dit vir jou? Nou ons het 'n klompie jare terug, is nou al 4 jaar terug, Ronel, het ons... Ja, dis 5 jaar, eintlik 5 jaar, ja. Ook 'n boodskap opgeneem saam met jou, toe jy in die middel van 'n stryd was. Dit het jy baie minder hare gehad. Ja, Kojak gewees op daai stadium. Ja. En ons gaan so 'n bietjie terug aan daartoe om dit te wys, en hoe jy die pad gestap het tot hier, waar die droom net heeltemal geboom het. So, voor ons daar uitkom, kom ons raak in stil, en dan stel ons onsself in, en ons luister na die woord van die Here. Onse Vader, baie dankie dat ons vandag hier kan sit, al is dit in 'n hospitaalbed, maar om te weet dat U ook hier is. Dankie Here dat U in ons elkeen se ding is, maak nie saak wat dit is nie, in ons elkeen se issue, elkeen van ons wat 'n pakkie moet sleep, dat U ook daar saam met ons is, al voel dit nie altyd so vir ons nie. Ons vra Here, wil U vandag se boodskap self kom oordra vir ons elkeen, sodat wanneer ons opstaan agter die skerms en agter die speakers, dat ons weet dat U met ons gepraat het.
Here, dankie daarvoor dat ons weet dat U nou hier is. En ek vra, Here, dat U die bedienaars van die woord en ons almal se sondes sal vergewe. Amen. Die Here het jou gemaak, Jakob. Hy het jou 'n volk gemaak, Israel. Hy sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek sal jou red. Ek het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan my. As jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. As jy oor 'n rivier moet kom, sal die water jou nie wegspoel nie. As jy naby 'n vuur moet verbygaan, sal die hitte jou nie verskroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Ek is mos die Here jou God, wat vir jou sorg. Die hoë God van Israel red jou. Ek het Egipte ter wille van jou opgeoffer. Ek het Kus en Seba vir jou geruil en hulle gestraf. Ek het ander mense in jou plek laat doodgaan. Ek het ander volke laat doodgaan sodat jy kan bly lewe. Jy is so dierbaar vir my. Jy is belangrik vir my. Ek is baie lief vir jou. Jy moenie bang wees nie, want ek staan langs jou. Ons gaan so 'n bietjie terug na jou storie toe, Ronel, wat in 2020 begin het. Ons het jou storie opgeneem daar in Loudensfort se keller, Loudensfort Plaas en soms dit Wes. En ek wil hê jy moet so 'n stukkie van dit kyk. Ons gaan dit wys vir die kykers ook, om net terug te gaan na waar hierdie hele storie begin het. Hospitaalpyjamas gehad, maar dit wat ek gehad het ek al ingesit. En ek het vir my kinders net gesê, ek gaan net vir 2 dae weg wees, want hulle gaan vir my 'n bietjie yster gee, want laat ons net hierdie moegheid kan verbykry. 2 dae dan is ek terug. En ek is hospitaal toe, en obviously moes ek alleen gaan, want oor COVID kan ek mos nou nie, Alex kon nie saam met my ingaan nie. En toe sit nou daar in die hospitaalkamer, hier kom die dokter ingestap, en hy sê vir my, hy kyk so op sy telefoon, hy sê, as ek so na jou bloed kyk, sê of my kry jy gou blaukolle, en ek sê ja, hy sê, is jy baie moeg, nou dan kyk, amper eers krag op vir die man, hy sê, ja, maar nie net moeg, hy doodmoeg. Dus sê, so as ek nou so na jou bloed hier so kyk, dan kan ek maar 99,9% vir jou sê, jy het leukemie, hulle praat van leukemie, ons praat ons van leukemie. En vir my, en hy het net gesê, het jy eendag gevra, vir my was dit, waarvan praat jy nou, wat? Ek het gekom vir yster, nie om so hierdie ding uit te kom hoor, en dit was hier 'n uur, toe hang daar bloed daar in 'n sakkie, en ek drink my eerste chemopil, en ek moes vir Alex op die telefoon gesê het, wat die dokter sê, so dit was letterlik, as jy nou, jy weet daai groot magnete, wat so die ou skrapkarre so oplig, en so, waantoe hulle ook al moet gaan, dit is wat die 17de Julie verlede jaar met my gebeur het. Ek is letterlik so uit my lewe uit opgetel, en in 'n hospitaalbed gesit, en 28 dae later het ek by die huis ingestap, met hierdie poort wat hy uithang, en niks hare nie, en my kinders, het sulke groot oë vir my gekyk, en gedink ek het gejok. Sjoe, dit was seker regtig veel, baie emosioneel en swaar, veral om so vir jou kinders ook te sien. En jy's eintlik alleen, na die eerste paar dae, oor COVID kon Alex nie kom nie, so ek was maar eintlik alleen. Wat as ek nou terugdink, eintlik goed is, want dit het vir my kans gegee, om dit net te verwerk, want dit was net, dit was net te veel. Sê gou, in die tyd in die hospitaal,
in die begin was het jy al gesê, maar jy cope daarmee en jy is sterk en jy... Die eerste ronde was fyn geweest, want jy weet mos nie wat om te verwag nie. En ek bedoel, alles is nuut en die chemo het baie goed gegaan, maar ek bedoel, dis net baie lank, dis lank weg van die huis af. En die tweede ronde, dan is dit nou nie meer lekker nie, maar nou weet jy wat om te verwag. Jy weet jy gaan weer so lank in die hospitaal moet wees. En die derde keer, Nee, dit was baie erg. Dit was nou om alles dood te maak voor die oorplanting, maar ek sê vir jou, in daai hospitaal, ek was een netkeer in Kuilsrivier, daar loop net engele in daai gange. Regtig. Hoe voel dit, Ronel, om weer so half terug geneem te word na daai moeilike tyd in jou lewe? Ja, daar het ek 'n doek aan. So ek het daarom nie meer die doek aan nie. Ja, dit is eintlik amper, ek wil eintlik vir jy is eintlik weird, want ek voel glad nie meer soos daai persoon nie. Ek het vroeër vandag vir iemand gesê, dit voel amper asof daai heeltemal surreal was. En nou dat ek kyk, dan maak dit 'n mens obviously emosioneel, maar ek voel heeltemal anders. Een beter Ronel. Ja. En dit was 'n journey wat jy nooit weer sal wil deurgaan nie, maar wat jy tog op 'n manier anders gemaak het. Dit is seker, elke dag besef ek net dat ons die regte naam gekies het vir die boek. Kanker het my lewe gered, want kanker het my die grootste guns in my hele lewe gedoen. En dit klink, ek weet baie mense se dinge het nie so uitgewerk nie, en ek is baie gebless dat dit wel so gekom het, maar ek dink net, as ek het weer moet oordoen om weer te kom waar ek nou is, dan sal ek weer daai moeilike pad stap. Ja, definitief. Ja. Omdat dit jou ander mense maak. Ja, nee, definitief. En anders na die lewe kyk. Ons het een keer daar weggery van 'n plek af, van jou af, en ons het gedink, maar ons wil 'n slogan kry vir hierdie hele boekstorie en hierdie besigheid wat jy beginne, as ek dit so kan noem. En ek ry weg en dit slaan my, be positive, want daai storie van jou suster. Ja, my suster, ek het mens nou al beenmerg gekry en my bloedgroep was altyd A positief en haar B positief, so ek was toch altyd positief in elk geval, maar die hele B positief het eintlik net, dat is net so baie goeders wat net 100% uitgewerk en dit is een van die goeders, want ek bedoel, ek kan nou daar staan en vir mense sê, ek is positief, B positief, maar B positief is nie net, dit voel vir my genuine, so dit is nou my DNA, B positief is my DNA. Maar ek dink ook saam met die Here se hulp en die feit dat jy so positief is, is dit jou gehelp om genees te word, en ek bedoel, dit is deel van wat ons in hierdie boek ingeskryf het. Ek en Ronel het hierdie boek geskryf, Kanker het my lewe gered, en dis van 'n doodse bestaan. En in die proses saam met jou dit te skryf, het ek net ervaar, dis die positiwiteit van jou wat jou net gehelp het om deur hierdie ding te gaan. En daarom dink ek ook die boek weet hierdie boek is meer as net vir kankervegters, dis vir almal om te leer oor hoe om positief dinge aan te vat. Ja, weet jy, kanker dink ek is sinoniem met die dood, maar ek voel die boek gaan nie oor die dood nie, die boek gaan eintlik oor die lewe. Want my kankerstorie is aan iemand anders se skeisak of iemand wat hy verloor het, en dit is letterlik 'n boek wat gaan oor hoe kan ek elke dag 24 uur op 'n slag, wat my ander motto is, tot groot frustrasie van my mense, maar 24 uur op 'n slag vorentoe gaan en om voluit in volkleur, soos ons die boek ook gemaak het, in volkleur, om in volkleur te kan lewe elke liewe dag, en nie, soos jy sê, van 'n doodse bestaan, want ons is almal so deel van die ratreis, en as jy deur so 'n moeilike ding gegaan het, wat jou moeilike ding ook al is, ek bedoel, ons almal se moeilike goed is iets anders, jy hoef nie so erg swaar te kry by die dood om te draai, dat dit moeilik moet wees nie, almal cope met verskillende goed, maar ek voel net, ja, wanneer jy deur 'n moeilike ding gegaan het, dan maak jy jou oë anders oop in die oggend, as iemand anders. En dit is eintlik 'n blessing, want jy kan aan die einde van jou lewe kom en weet, jy het die tyd wat nog vir jou gegee is, waar die eindstreep ook al is, of wat vandag, môre, of waar dit ook al is, jy het voluit tot daar gegaan, want jy weet hoe naby jy was, om dit nie meer te gehad het nie. En dit was jou droom, om daai storie te vertel, hierdie positiewe goeders, en waar jy gegaan het,
Ek onthou nog jy en Alex het daar opgedaag by my en gesê, maar of ek julle sal help, want jy wil graag 'n boek skryf, net sodat die familie die storie kan hoor. So dit was jou droom. En dit was soos Dawid se droom om iets te doen, maar op die ouend het dit net ge-explode, wil ek amper sê. En so ons het die boek gedoen, en jy het dit vir die familie gegee, en toe gee dit vir 'n klomp mense, en dit maak 'n verskriklike groot impak in baie mense se lewens. Jy is selfs nou 'n motiveringsspreker. Jy doen dit selfs soms in Engels. Maar die mamas by die Engels. Ja, ek vertel vir baie mense, dit het 2 mense gevat om mamas by die Afrikaans te vertaal na Engels. So dit wil gedoen wees. Maar nee, weet jy, dit was, my een droom was die boek, net omdat ons nou nie die hele storieetjie so nou romanties maak en laat mense dink, nee, ons vat dit ligtelik nie, want ek wil gehad het, my kinders moet eendag vir hulle kinders kan wys, en ons hele familie, nie net my kinders en my man nie, maar laat ons net kan onthou waardeur ons eintlik is, want mense vergeet maklik, né? Later aan dan onthou jy eintlik net die lekker van dit, en ek weet, daai Mount Everest was, ek weet nie wat se berg is hoër as daai een nie, maar dit was iets verskrikliks. So dit was eintlik vir daai rede, en tog 'n ander ding is, een van my ander drome was ook om altyd motivation te doen, want dit was nog altyd deel van my, ek is mal oor om met ander mense oor positiewe goeders te praat, om 'n positiewe impak op ander mense te hê, en ek het net altyd daai mense gekyk en gedink, hoe kom mens daar? Ek het geen idee hoe tot daar te kom nie, en hier bring kanker my tot daar. So, ja. En ek dink dit is wat ons verlede keer wou ook gesê het, deur Moses. Ek bedoel, Moses wou net 'n klein dingetjie, ofwel, hy wil 'n tempel bou, en sy legacy sou gewees, die mure en die dak van die tempel. En op die ouend het die Here dit groter gemaak, dat selfs Jesus in sy nageslag is. En ek dink, dit is baie keer wat die Here met ons drome ook wil doen, en daarom wil ek sê, ons moet nooit ophou droom nie. Want baie keer, of die meeste van die kere, vat die Here die droom, en hy maak hom net soveel groter. Maar ek wil jou terugvat na een stukkie hier in jou boek, amper seker in 7 vers 77, bladsy 76, hier staan, niemand verstaan die seer, die pyn en die moeg. Niemand verstaan die bang en die vrae sonder antwoorde. Niemand verstaan die taal sonder woorde. Niemand verstaan die God verlate vlaktes in die drama woestyn nie. Maar dalk verstaan jy, wat daar aan die kruis geskree het, my God, waarom het U my verlaat? Waarom gemaak en nou net so laat staan? Ek dink dit vervang ook 'n bietjie van jou verlatenheid, jou alleenheid daar, wat jy nie eintlik weet wat nou nie. Ek dink daar's obviously stadiums, daar is 'n tyd vir kwaad wees, en daar's 'n tyd vir huil, en daar's 'n tyd wat jy voel, alles, jou liggaam het basically vir jou in die steek gelaat, maar ek het nooit lank daarby vasgesteek, want ek het net, en ons sê dit ergens in die boek ook, as die Here my nie vandag gaan help, dan gaan dit die eerste keer wees wat hy my gaan los, want hy het my nog nooit gelos, so kom gaan hy my nou los, so al voel dit vir jou, hy het jou nou gelos, jy is nooit alleen daar so nie, jy moet net op 'n manier, ek sê altyd, kry net op 'n manier elke dag, jou kop weer in die game, en jy hoef nie elke dag te voel of jy op en af wil spring en positief wees nie, want niemand kan elke dag so wees nie, maar, so daar is 'n tyd, ek wil het gesê, ek mag maar my eie piepie sit vir 24 uur op slag, maar as jy nou klaar daar gesit het, en daai dag is nou verby, dan moet jy weer wakker word en vorentoe gaan, want elke dag is 'n nuwe opportunity, maak nie saak, in watse omstandighede jy is, elke dag is letterlik 'n nuwe opportunity, en jy moet dit net met die regte oë kyk, net, dis al waaroor dit gaan, kyk net elke dag met 'n vars oog, en daar gaan iets vir jou wees, en dit is my groot ding ook om vir die klein goedjies dankie te sê, ek voel al daai dankies as aan die einde van vanaand as ek op my bed lê, so 'n massive dankie, dat jy sien amper die eerste probleme in jou lewe raak nie, want die dankies is baie meer as jy, wat nou? Jy sê nou van, wat is Here vandag jou nie Jaapie, dan is dit die eerste keer. Nou ek wil nou vir jou weer 'n stukkie speel, van daai gesprek wat ons daar in Bloudersburg gehad het, want dit was 'n spesiale ervaring vir jou, dat jy nie alleen is. Sê gou vir my, so jy moes toe nou 'n beenmerg oorplanting kry. Ja, eerste aand dis so in vergelegen in Sommerswes, toe ek nou gehuil, ek het daai een aand gehuil en gedink,
Ek gaan dit nou huil en klaar kry, want ek gaan nou nie die hele tyd huil nie. En hier doen ek dit nou weer. Maar in elk geval, dit was letterlik soos 'n, jy weet dit al, hy vliegtuie wat so vlieg met 'n banner. En die Here het letterlik vir my so gesê, Trimier, stap jy die pad, jy doen wat jy moet doen. Jou suster is jou skenker. Ja. So jy hoef nie verder te worry nie. En ek het net, almal het toe begin met, moet ons gaan vir 'n toets, moet ons kyk of ons compatible is. En ek het net die hele tyd gesê, maar my suster is die skenker. En sy het gegaan, 'n paar dae later, na waggie ons nou maar vir die uitslae, en toe is sy 100% match. En sy woon in Australië, so dit was toe nou 'n lekker mission, om nou, sy moes toe Sydney toe gaan, is omtrent 8 ure se ry, om te gaan, en dit was vir haar ook 'n baie traumatiese ding, want sy moet voor dit inspuitings kry, en allerlei medikasies en goeders vat, en sy was omtrent vir 4 dae daar gewees. So dit is, mens dink nie altyd wat daai mense opoffer, maar dit was vir haar ook 'n groot ding gewees. Ja, nee. Ja. Maar jy sê dat die Here dit vir jou gewys. Hoe het jy vir Dit God... was amper soos 'n, ek wil amper sê soos 'n visioen. Ja. En mense het my nie geglo nie. Alex, my man het my, hy het net nie ruk nie geglo nie, want hy gaan op swart en wit, nie op hierdie weer dinge wat ek nou nie so sê nie. Maar ek het net nooit weer aan gedink nie, want ek het net geweet, sy gaan die skenker wees. En hoe het jy vir God ervaar deur hierdie hele, want ek het nou gesê in die intro, want ons het nou 55 keer gepreek en ons het gesê van God is my rots en hy maak die storm stil, en hoe het jy dit ervaar hierdie afgelope paar maande? Daar was net deeltyd elke keer, kyk, ek is eintlik oor die algemeen 'n baie positiewe mens, en maar 'n paar keer het dit vir my plat geslaan. Ek sê, kanker eet vir soos 'n mielie, hy spoeg nou nie pit. Maar dis regtig, elke keer as ek gevoel het, nou kan ek nie meer hê. Dan sit asof daar iemand in my kamer ingestuur was, want jy moet nou weet, ons is in die BMT afdeling, nee, dit is die bone marrow transplant. So jy's amper in 'n glaskassie, jy sien niemand nie behalwe jou dokter en jou verpleegster. Dis dit. Niemand anders kom naby jou nie, jy sien nie mense verbystap nie, niks. En een van my baie oomblikke was toe ek al lê met my doek aan op morfine, want my keel was 'n frekseer geweest. En hierdie IV, omdat ek nie kan slukkie, en hierdie ding ruik na kool. Dit is regtig soos kool wat gaar gemaak is. En ek lê daar en dink ek, nee, as ek nou moet gaan, dan is dit fyn, ek sal maar gaan. Dan kom maar 'n verpleegster ingestap en sê sy, prys die Here, kyk hoe mooi lyk hierdie vrou vandag. En dan dink ek, wat? Dan moet daar seker iemand na buitekant in vir die kamer wees wat slegter lyk as ek. So die Here het nou gekom en vir jou, voordat enigiemand nog vir jou gesê het, of jy nog voordat jy toetse gedoen het, of jy ergens 'n match gaan kry, het die Here vir jou teen die venster of teen die muur kom wys, dat jou suster gaan die 100% match wees, en op die ouend het die ouens ingehol gekom, nadat het almal getoets is, en 'n dansie gedoen, en gesê het, jou suster is 100% match, toe sê ja. maar ek het julle mos gesê. Ja. En dit was op 'n manier ook hoe die Here vir jou bygestaan het in daai woestyntyd. Ja, dit is nogal vir my, ek weet nie eers hoe om het te sê nie, maar ons almal vra vir 'n teken en ons bid vir goeders om met ons te gebeur. En dan wanneer jy 'n teken kry, dan is jy nog steeds amper soos, is dit nou regtig of wat gaan nou hier aan? Dan dink ek nou, as jy mos nou vra, dan moet jy mos, terwyl jy vra, moet jy eintlik klaar glo dat dit gaan gebeur. Dit is hoe ek dit sien. Jy kan nie vra, maar dan dink jy, ag nee, wat, dit gaan in 'n geval nou nie so uitwerk nie. So, nee, toe ek daai teken gesien het, ek het glad nie daarna weer gevra nie, dit was net 100% vir my so, ek het gesien, dat sy gaan my skenker wees, en dit was net, dit is soos dit is. Dit is dan nou teen die muur geskryf, letterlik was dit vir my teen die muur geskryf, en toe glo ek dit, 1000%. Ja, dit is wonderlik, die Here kom op verskillende maniere na ons toe, en daarom wil ek eintlik net ons gesprek afsluit, en om vir almal, want elkeen het sy eie, ek sê altyd jou eie demons, maar jou eie siekte, of jou eie issue met 'n been wat jy wil gesond maak nie, party is groter soos kanker, of hart, of whatever, en maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ek wil vanoggend, vandag vir julle hierdie stukkie uit Jesaja 43 gee. Dis my go-to, wanneer ek voel dit gaan 'n bietjie te rof nou, is ek alleen, waar is God? Dan gaan lees ek net dit, en ek wil dit graag vir jou lees vanoggend, vandag. Die Here het jou gemaak, Jakob, en nou kan jy jou eie naam daarin sit. Jy kan insit Ronel, Gerrie, Ben, Renata, Marika, jy kan jou eie naam daarin sit. Die Here het jou gemaak, hy het jou 'n volk gemaak,
Hy sê vir jou, nou luister mooi hier, dis wat God kom sê nou vir jou. Moenie bang wees nie. Ek sal jou red. Ek het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan my. As jy deur diep water moet gaan, as jy deur regtige diep, ek sal sê kanker is regtig diep water. Nee, is diep hoor. Sal ek by jou wees. As jy oor 'n rivier moet kom, sal die water jou nie wegspoel nie. As jy naby 'n vuur moet verbygaan, sal die hitte jou nie eers skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Ek is mos die Here, jou God, wat vir jou sorg. En nou kan 'n mens vra, hoekom? Hoekom sal die almagtige God nou by ons wees? Wat maak ons nou so special? En dan kry ons die antwoord hier in vers 4. Jy is so dierbaar vir my. Jy is belangrik vir my. Ek is baie lief vir jou. Jy moenie bang wees nie, want ek staan langs jou. En dis die boodskap wat ons vandag vir jou wil kom gee. Dalk is dit nie 'n stuk skrif teen die muur soos in Ronel se geval nie. Dalk is dit net iets wat jy voel, of dalk is dit iets wat jy dink, of iets wat jy buite raak sien. Weet dat God altyd by jou is. Al gaan jy dalk nie in 'n moeilike tyd nie. Al is jy dalk happy-go-lucky, weet jy God is ook daar. Ook daar waar jy happy-go-lucky en lekker in die berg stap of gelukkig is waar jy genoeg het. Weet dat God vir jou so lief is, dat hy die hele tyd by jou sal wees, maar wat jy gaan nie. Hoekom? Want hy is vir jou verskriklik lief. Dankie dat jy my skoonsister is. Nee, lekker. Maak 'n goeie team. Dankie vir jou storie. Dit beteken vir baie mense. Dankie dat jy nie ophou praat nie en dat jy uitgaan. Joburg toe hoor ek gaan jy nou, Pretoria, en baie sterkte met dit wat jy doen. Jy doen eintlik 'n ongelooflike job om mense te kan bemoedig, because you've got a t-shirt. Jy praat die taal. Maar ek het nou, ek wil net gou vinnig noem, dit is eintlik vir amazing, ek het vroeër in die week ook terugvoer gekry van iemand wat sê, daar's een hoofstuk in die boek wat my man Alex geskryf het, van die ander kant, want ek bedoel ons, as die pasiënte kry swaar, maar die mense rondom die pasiënt kry die heel swaarste, en die persoon sê het ook vir my, wat die boek vir sy vrou beteken het, want sy weet glad nie hoe om dit te hanteer nie, en die finansiële goeders, ek bedoel ons sugarcoat ons nou niks daar nie, ons sê alles is wat dit is, so dit is net vir my ongelooflik om te hoor. Ek weet, dit is 'n nice boek, en dit is vir my ook mooi en pragtig, maar as ander mense vir jou sê wat hulle daar uitkry, want dit help hulle regtig op hierdie ongelooflike moeilike pad, en dit is vir my amazing, en dan wanneer ek hierdie praatjies doen, en mense kom praat met jou na die tyd, en ons praat ook nie net meer oor kanker, het nou eintlik soveel meer geword, is nou baie meer motivering, ek wil hê hierdie donker topic, waar mense maar daar uitstap, en ligter voel, en voel, yes, like it, ek kan die lewe nou aanvat. So ja, dis nou eintlik die rigting waar die hele ding gegaan het, en ek is ongelooflik dankbaar daarvoor. Is 'n droom wat so groot was, en wat so groot geraak het. Omdat jou droom was so groot, en as die Here bykom en raak hy so groot. Ek het vanoggend vir jou gesê, ek voel soos 'n vulkaan. Ja. Iets borrel daar, en ek is reg vir wanneer hy gaan spoeg. Ja, wonderlik, en ek wil vir jou sê, ek gaan nog eendag kom afluister as jy in Engels praat. Ja, dit is reg. Baie dankie dat jy saam gekyk het en geluister het, en ek hoop regtig dat jy op 'n manier deur Ronel se storie ook weet dat die Here is by jou en moenie ophou droom nie. Tot 'n volgende keer. Groetnis. I was drowning in the silence where the shadows held my name. Every prayer felt like a whisper, falling into empty space. But you were there in the aching. You were light behind the haze. You were right in on the pages of my pain.
questions like a river, running wild without a shore. But your love became the answer I'd been searching for before. Now I